Môre. Maar baie welkom vanoggend almal hier in die kerk. Kom ons raak rustig. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Maar vanoggend is my tema oor die apostoliese geloofsbelijdenis. Om bietjie veel meer daarvan te vertel, want ek dink baie mense weet nie meer hoekom ons die geloofsbelijdenisse doen nie. Maar dis Kom ons buig ons hoofde. Ons raak rustig. Here, dankie vir u woord. Dankie vir genade om die woord te mag bring. Dankie vir een en elkeen vanoggend hier in die kerkgebou. En dankie Here dat ons dit vrylik mag doen. Ons eer u daarvoor, Here. Kom breek u woord oop. Ook aan elke hoorder wat vanoggend hier sal sit en gee dat dit diep in elkeen se hart sal insink in Jesus naam. Amen. My skriflesing kom vanoggend uit die brief van Judas. Is net een hoofstukkie. En my temavers is vers 17. Maar ek gaan graag vir julle die hele stuk lees. Weet julle, dit is so 'n mooi brief. Ek is baie lief vir die ou vertaling, so ek het hom uit die ou vertaling, maar ek lees vanoggend terwille van julle wat nie meer so 'n Bybel besit nie, lees ek vir julle die 83 vertaling. Van Judas, 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binnengedring het, goddelose mense wie se veroordeling lang reeds te vasstaan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om ons bandig te lewe. En hulle verwerp ons enigste meester en Here Jesus Christus. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, hy tog daarna die wat nie geglo het nie laat omkom het. Dink ook aan wat gebeur het met die engele wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare kettinge gebind en hou hulle in die duister dieptes vir die oordeel van die groot dag. En dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos hierdie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en ongeag omgang gesoek met vreemde wesens. As waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. En nou is dit met hierdie mense net so, vanweë die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle eie liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandlose diere, al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange, en juist dit is hulle ondergang. Verskriklik sal hulle lot wees, want hulle dieselfde pad as Kain geloof. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Biliam gepleeg. Soos Korag het hulle in opstand gekom, en dit was hulle ondergang. Hulle besoedel julle liefdesmaaltyd
met hulle skaamtelose uitspattigheid en sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie en deur die wind verbygewaai word. Hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog geen vrugte het nie, wat ontwortel en morsdood is. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande so skuim opspat. Hulle sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes, waar hulle ewig sal bly. Dit is oor hierdie mense dat Henog, wat van die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy 1000 heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het en oor al die lastelike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. En dan my teksvers, maar julle geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees, wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid, hulle word deur hulle natuurlike drange beheers, en nie deur die gees van God nie. Die ou vertaling sê, en hulle het die gees van God nie in hulle nie. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God, vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm en verafskie, selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. Aan hom, wat magtig is om julle van die struikeling te bewaar, en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil graag julle weer daarop wys, as 'n mens oor 'n saak of oor 'n tema sou preek, dat God se woord jou basis sal wees. Maar nie net dit nie, dat ek konsekwent, met ander woorde, ek is standvastig en ek is nie wisselvallig nie. Jakobus praat daarvan, en ek gebruik God se woord van Genesis tot die boek Openbaring. Wat ook belangrik is, en veral in die ondersoek na die temas, soos byvoorbeeld vanoggend die apostoliese geloofsbelijdenis, is dit ook belangrik om te soek na die oorsprong daarvan. Nog meer, hoekom is hierdie geskrifte geskryf? Hoekom het hulle tot stand gekom en hoekom is dit gebruik? Nog iets om die konsekwentheid van 'n saak te ondersoek, is om te kyk wat die kerk deur die eeue geglo en bely het. Saam met hierdie studie of hierdie ondersoek is 'n deeglike kennis van die oorspronklike taal. En ek wil dit graag vanoggend baie beklemtoon. Om 'n woordeboek te gebruik en te sê, dis wat in die Grieks of in die Hebreëus staan, is 'n verkrachting van die oorspronklike taal. Jy moet die morfologie van die taal verstaan en kan gebruik. Met ander woorde, hoe die taal werk, Dawie, die taal leer van Afrikaans, werkwoorde, naamwoorde, goed, jy moet weet en verstaan wat dit sê. Die afgelope tyd in ons gemeente, en ek dink ook in verskillende gemeentes,
En verskillende gemeentes hanteer dinge ook verskillend. En moet ek bysê, nie net hier nie, maar in die wêreld is hierdie dinge besig om te gebeur. In ons moderne tyd. Dinge soos die gebruik van die Ou Testament, is dit nog relevant in ons dag? Die geldigheid van die huwelik het saambly nie dalk die norm geword van die dag nie. En selfs die voorlees van die wet uit Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ek was geskok gewees toe ek gelees het, ek het my eie oë gelees, dat die 2016 se kerkorde praat van die saambly van mense. Ek was geskok gewees. Dat met die koms van Christus het dit die gebruik en die lees van die Ou Testament oorbodig gemaak en word daar ook selfs gesê, ons hoef dit nie meer te lees of te gebruik nie. En net so die lees van die belydenisskrifte al hoe minder geword word en beweer gelowiges dat ons in 'n moderne wêreld leef en die mense van die antieke tye het nie op dieselfde manier gedink as wat ons vandag dink nie. Hulle dink anders oor sake. Ek kan onthou, en ek dink die meeste van julle ouer mense sal onthou, ek kan onthou as kind, toe my pa daar voor op die kansel gestaan het, het ons saam die belydenisskrifte agter hom aangesê. Baie keer het dit maar net soos 'n resitasie geword. Iets wat ons opsê, maar tog moet ons erken dat elke keer wanneer ek hierdie geloofsbelydenis sê, dan onthou ek hom skielik. Met ander woorde, dit raak 'n gewoonte en dit kom nie meer uit die hart nie. En net so kan ek ook konsekwent toe wees na die ander kant toe en sê, maar God se woord, deur dit te lees, kan vir mense ook soos 'n resitasie word. Ek glo vanoggend met my hele hart, en ek dink ek het dit al in die gemeente gesê, en ek sal dit sê tot die dag wat ek doodgaan, die grootste enkele probleem, en dit maak nie saak wat se kerk nie. Die grootste enkele probleem in die kerk vandag is dit. Daar kom nie meer mense waarlik tot bekering nie. Laas jaar was ek by die Hoofveld synode gewees en die huidige moderator was siek gewees, hy het 'n rugoperasie gehad, en Dominee Dirkie van der Spy, wie van julle, meeste van julle ken van Morletta Park daar in Pretoria. Klomp predikante het oor goed gepraat, en ek dink ek het dit al gesê, maar vir die van julle wat dit nie gehoor nie, hy het net een vraag gevra. Hy het gevra, dominee, kom daar nog mense in julle kerk tot bekering? Want dit is hoe die kerk groei. Dit is hoe die kerk groei. Ek glo vandag met my hele hart, dat dit die grootste enkele probleem vandag in die kerk is, maak nie saak wat se kerk het is nie, dat daar nie meer mense tot bekering kom. Dis hoekom mense afvallig raak van die waarheid. En die probleem raak net al hoe groter. Ek glo daar is net een antwoord, en die meeste van julle weet wat my hart is herlewing, is God gegewe herlewing, as die Here vir ons in sy genade en sy kerk 'n herlewing gee, wat eerste plek kinders van God se harte omkeer of laat herleef, en dat die invloed uitreik na hulle wat nog nie daar is nie. Nog iets wat ek graag vanoggend wil uitlig, is nie om afbreek te maak aan 'n denominasie nie, maar juis 'n saak te beklemtoon. Die charismatiese bewegings is 'n baie jong beweging in die kerk se geskiedenis, en net met die diepte in die geskiedenis het hulle nie veel diepte, omdat hulle so 'n jong denominasie is.
Die charismatiese bewegings het min of meer in die begin van die 1901 het dit ontstaan, of beweer hulle dat Agnes Osman, 'n teologiese student, wat aan die Bethel Bible School in Kansas, waar sy in tale gespreek het, maar ek wil vanoggend nie daaroor praat nie. Ek wil iets daaruit beklemtoon. En dan gaan julle vanoggend later in die boodskap agterkom, hoekom ek sê dat daar nie diepte binne dit is nie. Daarom vind ons die gebruik van die belydenisskrifte nie in die charismatiese bewegings nie, want hulle ag dit nie nodig nie. Maar vind ons dit nog steeds binne die gereformeerde kerke, maar met 'n afname binne die gereformeerde kerke. Nou ontstaan die vraag, hoekom het die kerk deur die eeue belydenisskrifte gebruik, as ons dan God se woord, die Bybel het? Om te bely is reeds al van die begin van die geskiedenis van Israel teenwoordig. Deuteronomium 6 vers 4 sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Reg deur die skrif kry ons die getuienisse dat die skrywers daarvan 'n belydenis doen van hulle geloof in hom, dat hulle hom bely. So belydenisse is so oud soos wat die geloof van die mens in God self is. Hoe oud die apostoliese geloofsbelydenis, ek weet ek het op 'n keer gesê, dis min of meer die eerste, tweede, derde eeu na Christus gewees, maar kan ons nie met sekerheid sê wanneer die apostoliese geloofsbelydenis ontstaan het nie. Die belydenis van Nicea, wat bietjie meer bekend of in destydse wêreld is, reeds in die 3de, 4de eeu in die synode in Konstantinopel is dit aanvaar as 'n belydenisskrif van die kerk. Ek weet nie wie van julle weet dat die Rooms-Katolieke kerk, katholiek beteken algemeen, en voor die Christelike geloof in die 4de eeu na Christus staatsgodsdienst geword het, toe Christene vervolg was vir hulle geloof, het die destydse kerk as die Katolieke kerk bekend gestaan. Nie Rome, dit het later die Rooms-Katolieke kerk geword, maar dit as die Katolieke kerk, wat beteken die algemene kerk, bekend gestaan. Met ander woorde, hierdie belydenisskrifte bestaan alreeds vir eeue en die gebruik daarvan. Net so ook die lees van die Ou Testament en die gebruik daarvan saam met die wet. Nou is die vraag, hoekom het hierdie belydenisskrifte dan ontstaan? As die kerk dan die woord van God het, reeds vroeg in die kerk se geskiedenis, en selfs Paulus skryf daaroor, is daar dwalinge wat binne die kerk voorgekom het, net soos dit vandag ook in ons dag voorkom. Dwalinge soos 'n paar wat ek graag vir julle wil noem, is gnostisisme. Miskien het al van julle daarvan gehoor, en dit wat in gnostisisme is, of kenmerke van gnostisisme, kom ook vandag voor in party hoe sal met denominasies of so, wat sê dat die mens gered word deur spesiale kennis van God te hê. Alles filosofies, en gnostisisme het baie sterk in die eerste 6 eeue na Christus geheers. Die Eboniete het ook die eerste 6 eeue na Christus het dit ook sterk geheers en gesê, ons aanvaar, hoor mooi, ons aanvaar Christus as profeet en die Messias, maar ons aanvaar hom nie as die seun van God nie. Wie van julle kan ding wat se geloof sê so? Die Jehova getuies. Die Jehova getuies ken hom as 'n God, as 'n profeet, maar hulle ken hom nie as die seun van God nie. Wie van julle het dit geweet?
Het nou onlangs of laas jaar met 'n vriendin in Pretoria gepraat wat vertel het van haar dogters wat in een of ander kerkgroep betrokke geraak het. Waar hulle sê ons is soos Christus. Ons is gode, hulle ken nie Christus as die seun van God nie. En dan marcionisme is nog een wat ek vir julle wil noem, iets wat ons in ons dag ook in ons kop uitgesteek het, dalk net op 'n ander vlak. Marcion, een van die dwaalleraars, 165 na Christus, wat gesê het, die Ou Testament is 'n barbaarse boek, van 'n bloeddorstige God, dit was sy woorde gewees. En hy sê die Nuwe Testament is in teenstelling van die Ou Testament. Hy verwerp dus die Ou Testament. Ek weet van 'n dosent, wat ek nie gaan sê wie of van wat vir universiteit nie, wat min of meer dieselfde ding gesê het. In ander woorde het hy gesê, dis 'n ou boek, dis ou goed. En daar is verskeie nog sulke dwalinge, wat ek nie vanoggend gaan noem nie, want dit is net te veel. Maar dis teen sulke dwalinge, dat die belydenisskrifte ontstaan het. Met ander woorde, belydenisskrifte is nie daar om verhewe bo die woord te wees nie, maar om 'n kort samevatting te wees van dit wat gelowiges bely, die waarhede vanuit God se woord. Dit is daar om die waarhede te bevestig en sodoende die dwaalleer wat daar is, bloot te stel. Met ander woorde, dit wat my as kind van God saam in 'n neutedop wat ek glo en bely, nie gelyk aan God se woord nie, maar ondergeskik, maar om te onderrig in die waarheid en dit wat nie die waarheid is, bloot te lê. In kort is dit wat 'n belydenisskrif is. Nog iets wat ek vir julle wil bysê, is dat hoe langer en hoe meer konsekwente deur die eeue van die kerk se geskiedenis dit in gebruik was, maak dit die norm waarmee die kerk dit bely, gebruik en glo, gemeet aan die skrif, die absolute waarheid. Gelowiges het ook nodig gehad om hulle geloof kernagtig te kan verklaar teenoor mekaar en onder mekaar, selfs teenoor nie gelowiges. 'n Belydenisskrif was nie daar om die skrif te weerlê of uit te lê nie, maar om te dien as 'n hulpmiddel vir gelowiges om die skrif binne die konteks te verstaan en om dwaalleer uit die skrif kom deur mense wat deur mense kom te ontbloot en te weerlê. Nou, hoe verstaan ek dan nou vanoggend, ons wat in hierdie moderne tyd leef, hoe verstaan ek dan die apostoliese geloofsbelydenis? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Reeds in hierdie eerste 2 stellings kom die drie-eenheid van God voor. Alhoewel ons hierdie leer nie net klinkleer of die woord drie-enige God binne in die Bybel kry nie, dat die woord daar voorkom nie, is die bewyse reeds daarvoor. Maar bly dit nog steeds iets moeiliks om te verstaan. Genesis 1 sê, hoor mooi, en ons het gesien dit was goed, as ook, en ons het oor die waters gesweef. Gaan lees dit dan Genesis. In die Hebreëus staan die ons, hoor mooi, in die eerste persoon, maar dit staan in die meervoudsvorm. Ek het dit al verduidelik aan die hand van 'n eier. 'n Eier bestaan uit 'n dop, 'n wit en 'n geel. Die eier is een, maar is in die meervoudsvorm, want dit bestaan uit 'n dop, 'n wit en 'n geel.
Vat ek die dop weg, is dit nie meer die eier nie. Vat ek die wit weg, is dit nie meer die eier nie. Vat ek die geel weg, is dit nie meer die eier nie. Wat beteken dit? Wat beteken dat dit dui op een wese, soos Deuteronomium 6 vers 4 sê, maar dat daar 'n meervoudsvorm in hierdie een wese voorkom? Ek het op 'n vorige keer gepreek oor die belydenisskrif van Athanasius. Die een persoon het nie die eienskap van die ander een nie. Maar tog sê hulle nie van 3 persone nie. 3 persone in een wese. Die ou vertalings praat van die engel van die Here, en in verskeie plekke in die Ou Testament word hierdie woord, die engel, in die hoofletter geskryf. Ek weet daar is verskillende standpunte oor die saak, maar ek huldig dalk meer die ouer stelling, wat sê dat die engel wat in die hoofletter, en veral in die Ou King James kan julle dit gaan lees, aan die ou vertaling, is 'n heenwyse na Christus Jesus self, die Seun van God. God is Gees, is ook 'n tema wat herhaaldelik in die Ou Testament voorkom, alhoewel die gedagte rondom die drie-eenheid in die Ou Testament nie so sterk na vore kom nie. Het dit tog baie diep gewortel in die Ou Testament, en is die drie-enige God konsep in die Nuwe Testament nie net bloot iets wat uit die lug gegryp is nie, maar lê die gedagte, die waarheid diep gewortel in die Ou Testament. Ek het dit al by 'n vorige keer gesê, die Nuwe Testament het ontstaan vanuit die Ou Testament. Die God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is die vervulling van die Ou Testament. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. In die Nuwe Testament kom hierdie gedagte baie sterk na vore. Matteus 28 vers 19 tot 20 sê hulle, en gaan uit en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wat baie belangrik is om op te let, dat daar staan in die oorspronklike taal in die Afrikaans, kan ons ek dit dan mooi lees, daar staan nie die name van die Vader, die name van die Seun, daar staan in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 3, tog een in wese. Wat ook vir ons mooi uiteengesit word in die belydenisskrif van Athanasius, waarvan ek nou gepraat word, die drie-eenheid. As jy ook die Evangelie van Johannes lees, kom hierdie gedagte ook baie mooi na vore. Die 17de hoofstuk bid die Here Jesus tot sy Vader vir sy disippels. Die 15de hoofstuk praat die Here Jesus van die Parakletos, die Gees van God. Pneumatikos is die Griekse woorde wat gebruik word, wat aan die kom was na die wêreld toe. Wat ook baie sterk na vore kom uit die apostoliese geloofsbelijdenis, is die feite en geskiedenis wat gebeur het. Gebore uit die maagd Maria, wat bevestig word, ontvang is van die Heilige Gees. Die twee nature van Christus, volkome mens, volkome God. Daar staan nie, ontvang is deur die Heilige Gees. As ek dit in plain Afrikaans vir julle moet sê, dat 'n man was nie betrokke by die geboorte van die Here Jesus Christus nie. God, die Heilige Gees, het vir Maria bevrug, of die seun in haar maag gesit, in haar maag, of in haar baarmoeder,
eenvoudige Afrikaans. En daar was 'n rede daarvoor gewees. Hoekom? Want geen mens kan sonde vryspreek en geen mens kan 'n ander een verlos van sonde behalwe die Seun van God. Dis hoekom hulle in Jesaja 325 na Christus die twee nature van Christus Jesus vasgemaak het, volkome God, volkome mens. Dis hoekom hy aan 'n kruis kon hang het, want hy was sonder sonde, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Die feit dat Pontius Pilatus bestaan het, dat Christus gesterf het, en dat hy 'n geskiedkundige figuur was, die bewyse is onomwonde daar. Julle kan dit gerus gaan opsoek as julle wil. Daar is net te veel bewyse daarvoor. Ek luister gistermiddag die getuienis van 'n moslimman. Hy is nie meer 'n moslim nie, ex-moslim moet ek sê. Sy ouers kom van Pakistan af en hulle het geïmmigreer na Amerika toe. Hy het een doel voor oog gehad, want hy was 'n moslim wat absoluut gekommit was tot die moslim geloof. Hy het een doel voor oog gehad toe in Amerika was, is om te bewys dat die Christendom eintlik 'n flater is. En dat die moslim geloof waarin hy geglo het, die absolute waarheid is. En na sy ondersoek het hy tot die volgende gevolgtrekking gekom, en dit is so inspirerend gewees. Toe hy ondersoek instel oor die bewyse oor Christus, was dit so absoluut. En in teenstelling met die Islam wat hy aan dieselfde kritiek, hy het presies dieselfde kritiek wat hy gebruik het om te bewys dat die Christelike geloof nie ware reg is nie, het hy presies dieselfde op sy geloof wat hy daai tyd gehad het, die moslim geloof, het hy aan dieselfde kritiek blootgestel. Sy gevolgtrekking was, die moslim geloof val heeltemal uit mekaar uit. Ex-moslim wat gekom het by die kruis, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Josephus en Eusebius, miskien het van julle al gehoor, 'n Joodse en 'n Romeinse geskiedskrywers, maak melding daarvan as iets wat gebeur het, dat hulle daarvan gehoor het, en dat dit bekend geword het, alhoewel hulle dit nie self geglo het nie, en nie self gelowiges was nie. Net hy of sy wat gered is, kan sê, Christus Jesus leef, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Net soos daarvan melding gemaak word deur die geskiedskrywers, alhoewel hulle self nie die bewys daarvan het nie. Maar ons as gelowiges het die getuienis van die apostels, en juis die feit dat dieselfde al vir soveel eeue kom, en die getuienis daarvan gehoor word, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wat moet ek van dit verstaan? Beteken dit dat daar 'n oordeel sal wees reeds nadat jy hierdie lewe verlaat het, of beteken dit hulle wat nog in die lewe is, nog onder die genade en die genade verwerp het? Ek het laas oor Hebreërs 10 gepreek, dieselfde oordeel gaan ontvang as hulle wat reeds dood is en die genade verwerp het en hulle verdiende straf ontvang het. Die Bybel sê, die sonde maak dood.
Net so is die ander kant ook waar, dat hulle wat nog in die lewe is, of hulle wat reeds dood is, wat verlos is, wat kinders van God geoordeel word in die bloed van die lam, wat hulle verlos het. Met ander woorde, vrygespreek. Ek glo in die Heilige Gees. Ek weet nie, net op die vorige punt, ek weet nie wie van julle weet, dat in die middeleeue het die Rooms-Katholieke Kerk briefies gegee. Die paus het 'n bright idee gekry om vir mense 'n briefie te koop. Hy kan 'n briefie koop en dan op die briefie het hy die persone se name en sy familie geskryf wat reeds dood is. Julle het seker al gehoor van die V4. Met ander woorde, daai gelowiges sê die Rooms-Katholieke Kerk, ek kan nou nie met sekerheid sê hoe voel hulle nou oor die saakie, maar kon kerkmense 'n briefie koop met sy persoon, die familielid se naam daar wat in die V4 is, en hulle kon bid vir die persoon, dat hulle die V4 kon uitkom. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Wat beteken sy Gees, die Heilige Gees wat in my woon, kom woning maak het deur die wedergeboorte. Ek geheilig word deur nougeset met hom te wandel en saam met medegelowiges en nie 'n denominasie nie. Hy maak my heilig en ek word heilig omdat hy in my woon. Ek het dit al by 'n vorige keer gesê. God verhoor my en jou gebed nie op grond van omdat ek en jy sy kind is nie. God verhoor my en jou gebed, hoor mooi, uitsluitlik dit wat hy aan die kruis gedoen het. Daarom verhoor hy gebed. En dieselfde is hier waar. Ek en jy is nie heilig omdat ons sy kinders is nie. Ons is heilig omdat 'n Heilige Gees, 'n God wat heilig is, kom woning maak het in my en jou. Gemeenskap met mekaar mag hê as gevolg van sy inwonende Gees, die Heilige Gees, die derde persoon in die drie-eenheid van God. Die vergewing van sondes op grond van wat hy gedoen het aan die kruis vir elkeen wat verlos is. Die opstanding van die vlees beteken nie dat hy jou ou sterflike liggaam weer gaan oprig nie. Want die Bybel leer ons, in Genesis lees jy dit, uit stof is jy geneem en tot stof sal jy terugkeer. Dit beteken dat jy 'n verheerlikte nuwe liggaam gaan kry, 'n liggaam wat onsterflik is en 'n ewige lewe. Die lewe hierna die einddoel van ons bestemming. Vir die ekstra tyd het ek doelbewus 'n gedeelte uit die belydenis uitgelos, want ek wou iets verduidelik het, en dit is waar dit my Brakpan by die Oosgemeente gevang het. Ter hulle neergedaal het, of na die hel gedaal het, so sommige weergawe sê, is loshande een van die moeilikste gedeeltes binne hierdie apostoliese geloofsbelydenis. Die vraag kan nou gevra word, het Christus na sy kruisdood fisies na die hel gegaan, en die Grieks wat hier gebruik word is puros, wat beteken die plek van vuur, die vuur wat met swaal brand.
Of beteken dit dat hy reeds voor sy dood, die begin van Paasfees en tydens die kruisiging die volle oordeel van sy Vader beleef het, wat op my en jou moes afkom? My God, waarom het U my verlaat? Dat dit is die ter helle neergedaal het, nie die fisiese soontoe nie, maar ons straf, die dood en die ewige hel, het hy vir ons verduur, ter helle neergedaal het. Saam met dit, moet ons nog dinge binne konteks verstaan, voordat ons dalk tot 'n beslissing kan kom. Die vraag is, wie het die hel geskep en vir wie is die hel geskep? Openbaring 20 vers 10 sê, en hy gebruik weer dieselfde Griekse woord, puros, vir die Satan en sy engele is die puros voorberei vir die finale oordeel en vir hulle wat die genade verwerp het. Hebreërs 10. Die hel beteken ook van God verlate. Ons lees daarvan in die gelykenis van die ryk man en Lazarus, Lukas 16. Die Here Jesus het gewys dat daar 'n groot kloof is tussen die hemel en die hel, en dat die wat daar is, nie oor kan gaan nie, en andersom, na die hemel kan ek nie oorgaan nie. In Lukas en ook in van die ander evangelies, en dan in Handelinge 2 vers 27, word die woord doderyk, vir al die ou vertaling praat daarvan gebruik, wat in die oorspronklike taal in die Hebreëus praat van die Sheol, en die Grieks praat van die Hades, teenoor die woord puros, wat hel beteken, die plek van vuur. Nou kan die indruk geskep word, dat daar 'n tussentydse dood, die Hades of die Sheol, is waarna hulle gaan, die mens, voor die finale oordeel, en ek het vele genoem van die Katolieke Kerk, die V4. Die vraag kan dan ook gevra word, het Christus dan die tydperk tussen die kruisiging, sy dood en die opstanding na die hel gegaan, en die bose toe binne die hel oorwin? Onthou, ek het reeds gesê, wie is die skepper van die hel? Is nie Lucifer nie, is God self gewees. En hy het dit geskep vir Lucifer en sy engele. Die feit is dat daar geen bewyse daarvoor in die Bybel is nie. En soos ek vir julle gesê, die Katolieke Kerk glo in die V4. Ek weet nie of dit nog so is nie, maar dat jy kan bid vir mense wat reeds dood is. Weer kom die vraag, waar staan dit? Of hoe vertolk jy dit so in die woord? Christus het met sy kruisdood die oorwinning behaal en beseël. Hy het nie nodig gehad om na die puros toe te gaan nie, want dit is 'n plek berei vir Satan en sy engele. Toe die Here aan die kruis gehang het, het hy vir die een aan sy regterkant gesê, die meeste van julle ken dalk die woorde, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons moet God se woord in konteks reg verstaan. Dis hoekom die belydenisskrifte deur die eeue gekom het, om juis dit te weerlê wat mense verkeerd vertolk. Lazarus was na hy die lewe verlaat het, vertel die Here Jesus die gelykenis. In die hemel, die ryk man was in die hel gewees.
En die ryk man het vir Abraham gevra, kan jy nie vir Lazarus stuur of my tong net te kom afkoel nie? Toe het Abraham geantwoord, die wat daar is kan nie oorkom nie, en die wat hier is kan nie soontoe gaan nie. Daar's 'n skeiding. Christus het nou vir jou gesterf. Genade tyd is nou, terwyl jy nog in die lewe is. Daar is nie 'n tussentyd se periode nie. Daar is nie so iets nie. Anders maak dit die kruis van Christus tot niet. As jy nou sterf sonder Christus, is dit vir ewig te laat. Dis hoekom ek altyd sê, die kruis staan sentraal, want die bloed van die lam het gevloei, om te red en te verlos van die ewige dood. Satan se mag is finaal gebreek by die kruis. Christus het Satan se mag gebreek by die kruis. Nie in die hel nie, nie in die Pioros nie. Want dit kom nêrens in die skrif voor nie. Want God is die skepper van hierdie hel. Net so is Satan, Lucifer, wat nie meer daardie naam het nie, want dit was sy naam gewees toe hy engel in die hemel was, omdat hy ook 'n gevalle engel is, die vader van die leuen, wat ook 'n skepsel is van God, die Vader. Hy heers nie in die hel nie, maar hier waar hy op aarde is. Daarom sê die Bybel, hy is die God van hierdie wêreld. Daarom staan die kruis sentraal. Daarom verstaan ek dan, soos die vroeë kerk, en soos die Heidelbergse Katekismus in vraag 44 ook sê, dit is die hel wat hy meegemaak het aan die kruis. Sy Vader se volle oordeel wat daardie Vrydag op deur Jesus neergekom het. Toe hy die volle prys en die volle omvang daarvan aan die kruis betaal het. Wat op hom afgekom het. Toe hy ons sondes met die Vader se volle oordeel op hom geneem het, ter hulle neergedaal het. Dit is hoe die vroeë kerk dit verstaan het. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir woord, dankie vir duidelikheid, dankie vir die wonder daarvan, dankie dat die Gees lewend maak, dat die Gees woord spreek. Dankie vir ons belydenisskrifte. Maar bo dit alles, dankie vir u woord. En dankie dat ons in hierdie belydenisskrifte saam met die kinders van God deur die eeue kan sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. God se volle oordeel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen.
Toe ek die geloofsbelijdenis gebid het, hoop ek julle het hom met ander ore gehoor, soos die kerk, die vroeë kerk hom gehoor het. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.